vir julle 'n storie van, onthou jy die TV-program Arsène Lupin. As jy dit ken, dan gaan jy seker minder in my ouderdom wees, of jy vir jou kinders van Arsène Lupin vertel. Ek onthou, dit was destyds, toe ons nog net een televisiekanaal gehad het, was baie keer gebruik gemaak van oorgeklankte stories. Nou, Arsène Lupin was nou hierdie Franse speurder gewees. Nie speurder nie, hy was 'n Franse, wat noem mense dit, 'n persoon wat ander mense besteel het. Ek kan nie dink wat die regte Afrikaanse naam is, en wat hy dan gedoen het, hy het al die ryk mense se juwele en goed gaan steel, onder hulle neuse uit, en dan al wat hulle nou gekry het, en hulle daarvoor is 'n kaartjie wat daarop staan, Arsène Lupin. Dit het dan nou daar geleef waar die juwele is. Al was dit onder bewaking, Arsène Lupin dit reg gekry, hoewel hierdie enige juwele of iets wat hy wou gehad het, het hy maklik gesteel. Natuurlik, die program is nou hoe hy nou dit reg kry om goed te steel, en dan hoe dit uiteindelik toe maar daarby uitkom, dat hy net vir Arsène Lupin sal kan vang het, want hy was te glibberig geweest. So, ons het net 'n maand daaroor geweest, dit was amper so 'n moderne Robin Hood storie geweest, en so het dit toe nog gebeur ook dat, die Arsène Lupin, het maak ons nog maar indruk, en ek onthou destyds, toe was dit, my pa was ons nou dominee in die Sentrumkerk, as dit nou bazaartyd word, so hy sê, my arme ma moes koeke bak, jy weet, die rakke vir die boeke is eers uitgehaal, so dat al die klein koekies daar op die rakke kan staan, en die klein koekies opgehaal, allerhande lekker goed, jy weet, wat bo op die koekies, soos maar koekies kry vir daar, Smarties, en Jelly Tots, en hierdie gespringelde goedjies, en sommige was lemoen koekies, ander was chocolade koekies geweest, en daar was klaar, allerhande fats, soos ek sê, fats, wat baie, allemaal lekker goed is, en dan daar soos my maar het bak, dan word het nou daar op die boekrak, word het nou gesit, soeke in rye onder mekaar, en natuurlijk die tafel, die groot huistafel, eettafel, word dan ook met groot boeke weer volgepak, en so was dit omtrent 'n bakkerij geweest, nie net 1 of 2 dae nie, dit was so, ek kan amper sê, 'n paar dae so werk geweest, en toe een oggend gebeur dit dat my ma by die koeke kom, en sy kyk so in die persoon te sê, so my hier is iets fout, en sy roep dan dadelijk my pa kom kyk, nou weet hulle, dit moet nou seker nog maar een van ons 4 wees, maar nie een van ons 4 wil het herken nie, en nou ja, toe is die storie nou so eers vergete geraak, my ma moes toe nog maar red wat sy kon red, want al die lekkertjie was afgeëet, en toe, hele rukkie later, toe sit nou die selfde storie dat weer 'n bazaar, maar die keer, toe hy nou, die persoon wat het nou was, nou al die lekkertjies nou afgeëet het, toe sit hy daar 'n mooie kaartjie neer, Arsène Lupin, en natuurlijk het ons toe nog geweet, wie is die groot Arsène Lupin in ons gesin, en dit is natuurlijk my derde broer, hy is die een wat ons altyd, die ondeemde een, die ook wat die mense aan die gang, wat mense wat lag en hulle vermaak, al die goed, nou hy was ook daai tyd, was hy toe nou Arsène Lupin, nou Arsène Lupin het toe nog groot in die moeilikheid gekom, en ek kan nie onthou dat hy dit weer gedoen het, maar ek dink uit die aard van die saak van sy lekker vreugdevolle geaardheid, sal hy het moes nou baie geniet, as hy nou iemand, weet ons paar Smarties daar van die koek aan eet, en dan is iemand dan ontstel is, dan kyk, dan sal hy nou lekker uitbars van die lag, en dan sal hy, weet ek het jy nog gekry, dan maak jy nou reg wat hy nou gefouteer het, of dat was iets of so, dit is altyd meer so wonderlik geweest in ons huis, dan sien ek daar koeke staan daar, ons weet het moet bazaar toe gaan, dan kyk jy so, daar is Smartie, dan denk jy so vir jouself, ek kan ons net enetjie vir my vat, die maas sal moes nie achterkom nie, enetjie so, enetjie daar, en dan sal niemand weet, dat ek het 'n Smartie geëet nie, en nou, ek het gelukkig, aan mekaar in die versoeking van my, ek het gelukkig dat nie gedoen nie, maar, my derde broer, kyk, dit is nog sy kos geweest, en so was hy Arsène Lupin, en vandag nog, spot is om en lag ons oor Arsène Lupin, as ons daaroor praat, en dit herinner my aan wonderlike tye van bazaars, en met kerkbazaars praat ek van, en die by mekaar kom van mense, en die lekker speel saam met maats, en al die ouers, en selfs jou onderwysers, en jou klasmaats, en jou skoolmaats, allemaal was, dit is een groot by mekaar kom elke jaar, en is soms keer dan ons nou
hele paar bazaare in so 'n week of in so 'n jaar. En dis iets wat ek baie mis eintlik. Ons sien dit nie meer so baie nie. Maar ek wonder wat sal gebeur so as Saint-Lô nou daar by so 'n bazaar sal uitkom. En veral jy weet wat ek gesien het wat gebeur, as die dominee vra die mense moet nou hulle oë toemaak sodat hy die bazaar kan open, dan moes die tannies wat by die bazaartafel nou die koeke en die goed moes verkoop, moes hulle oë open. Hulle mag dit nie toegemaak het nie, net op hulle van Saint-Lô wat dalk nou in daardie minuut se gebed dalk nou lang vingers gaan hê en dan vir ons 'n kaartjie los en dan lekker lag vir ons wat agterbly en die voorreg het om daai lekker koeke met hulle lekker versiensels